Die boek van Psalms is 'n versameling van liedere en gebede wat geskryf is om uitdrukking te gee aan die godsbelewenis van individuele gelowiges en ook geloofsgemeenskappe. Elke psalm het 'n betekenis en 'n perspektief van verskillende ervarings saam met God. Daarom kan ons eintlik sê dat die psalms is tekste wat vir ons woorde gee oor hoe ek met God kan praat, hoe ek oor God behoort te dink en hoe ek in verskillende omstandighede saam met God kan leef. Nou in watter van die 5 psalmboeke val hierdie teks wat ons vandag saam mekaar gaan lees? Psalms is oor die eeue geskryf, versamel en verpak in 5 boeke, wat vanuit 5 hoeke kyk na hoe God geëer en verheerlik kan word. Die verskillende bundels bevat versamelings van onder andere Dawid, versamelings van Asaf of die Koragiete, en dan ook versamelings wat rondom verskillende temas gaan. Temas soos lofpsalms of pelgrimspsalms, Halleluja psalms, dit is waaruit hierdie psalms opgebou word. As ons na vandag se psalm 17 kyk, dan pas dit in by die eerste bundel van ek gaan net aangaan. Psalm 17, waarna ons vandag kyk, pas in by die eerste bundel van die psalms, hoofstukke 1 tot 41. Hierdie eerste bundel is hoofsaaklik opgebou uit Davidiese psalms in die tydperk van konings tot voor die ballingskap. Die hooftemas gaan oor lof en klag aan God, maar God se goedheid, sy getrouheid, sy aanhoudende kommitment teenoor sy mense word duidelik uitgebeeld in hierdie hele eerste deel van hierdie bundel. So waaroor gaan Psalm 17? Psalm 17 kan eintlik nie gelees word sonder om dit in die groter vers of teksblok van Psalm 15 tot 24 te verstaan nie. Hierdie psalms gaan oor die belangrike rol wat die tempel in gelowiges se lewens gespeel het as 'n sentrale plek waar God wel teenwoordig is. Psalm 15 tot 24 beantwoord die sentrale vraag: wie mag in die tempel kom? Psalm 16 en 23 beklemtoon die vertroue op die beskerming van God. Psalm 17 en 22 bid vir die verlossing vanuit hierdie vertroue wat ons in God het. En Psalm 18 en 20 tot 21 fokus die gebed spesifiek op die verlossing van die koning en die gesalfde. Psalm 19 is die sentrale psalm in hierdie groep wat fokus op God se skepingswerk en dat ons hom beleef en ervaar in die dag-nagritme in die versorging van die skepping. Dat ons dan sy stem kan hoor wanneer ons in die skepping leef, op ons eie of saam met ander gelowiges. So daarom die hooflyn van Psalm 17 sien ons word eintlik saam met Psalm 22 gelees. En dit gaan oor die feit dat God nie die gebed van die hulpeloses en die moedeloses sal ignoreer nie. Psalm 17 bid vir die verlossing deur God op grond van God se regverdige karakter. Psalm 22 bid vir die verlossing en die loof God reeds vir die verlossing wat hy gebring het. Psalm 17 beamoen of affirm ons eintlik dat ons te alle tye met God ons diepste uitdagings, ons grootste vrese, dit wat ons die moegste maak met God moet en kan deel, want hy is teenwoordig in ons elkeen se lewens. So hoe gaan ons 'n paar vrae kan vra oor hoe ons oor hierdie psalm kan dink? En wat help jou om God se teenwoordigheid te beleef? Is daar iets wat jou nou moedeloos en hulpeloos laat voel wat jy dalk met God wil deel? Wie sien jy raak in die beweegwêreld rondom jou wat jou dalk moedeloos en hulpeloos kan laat raak sien? Hoe kan jy daar wees vir daai persoon? Gaan kyk na julle leefboek en bespreek dan die volgende Psalm 17 nadat jy dit klaar gelees het, gesels saam en ontdek hoe God teenwoordig is, selfs wanneer jy hulpeloos voel.